En dis vir ons 'n voorreg as gelowiges om te kan afskeid neem, want dis die belangrikheid, al is ons harte hartseer, vir ons as gelowiges is daar getuienis, is daar belydenis van 'n opstanding. En dit gaan ons nou meer oor hanteer, maar kom ons staan en sing ons daar die eerste lied op in ons blaadjie. Heel agter, juis 'n getuienis van ons belydenis, van ons verwagting wat voor lê. Psalm 84, kom ons sing daar vers 1 en vers 3. Heel agter in die blaadjie, Psalm 84, vers 1 en 3. Hoe lieflik is die woningsjaar, der nie skare begeer, my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan, en in die tempel voor te staan, met die belinde lofgesange, my hart en vlees o God roep luid, tot die wat leef verlangen duid. Welsalig is die mensekind, wat al sy sterkte nie mag vind, en op mag gaan na Sion zoogte, wanneer hul haas van dors verkwyn, dan is Jahwe self 'n fontein, wat ons langs mag van sonder droogte, of sal reën daar word, wat hul tot nuwe lewe wek. Kom staan hier saam by ons hoofde. Vader Jahwe, wat 'n voorreg, dat wanneer ons afskeid neem van Tannie Hetty vanmôre, dan doen ons met daardie belydenis dat vir ons is daar die verwagting van die opstanding, vir elkeen van ons wat werklik aan U behoort, en daarom is ons gebed ook vanmôre. Dankie vir U goedheid ook vir Tannie Hetty. Dankie dat U Uself aan haar geopenbaar het. Dankie vir U genade wat nie een van ons kan verdien nie, wat U so oor haar uitgestort het. En in ons afskeid aan haar vanmôre, kom bring ons aan U al die dank, want al die mooi wat ook in haar lewe was U gawes aan ons geleen. En daarom, in die aanvang van ons afskeid aan haar, wil ons aan U al die lof en die eer bring. En vra Vader Jahwe, word U ook verheerlik, ook vanmôre, wanneer ons haar groet. Ons dank U daarvoor, in Yeshua se naam. Amen. Kom ons sit gerus. Eerstens wil ek graag Solandi, vir jou wat nie by ons kan wees nie, wil ek sê baie seën, baie sterkte, mag Vader Jahwe die een wees wat jou ook vertroos, ook in die hartseer, ook van die wegval van ouma. Baie seën ook vir jou. Tannie Rita ook vir Tannie hulle, wat so mooi na gekyk het, baie seën en sterkte. Mag Jahwe ook die een wees wat vir Tannie hulle vertroos. En so vir elkeen van ons, daardie genade, want terwyl ons daaroor praat en die finaliteit van die dood, dit gesê, tog wil ek met liefde begin vanmôre met die baie belangrike woorde en die ingesteldheid wat die apostel Paulus gehad het en Yeshua self. Maar Paulus self skryf vir ons in Filippense 3 'n baie belangrike beginsel, en dis waarmee ons begin, want hierdie woorde is presies vir 'n dag soos hierdie, sodat ek en jy die regte perspektief sal hê op dit. Filippense 3 vers 8 begin hy, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Yeshua, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Yeshua as wins te verkry. En dan vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Dis ons hele fokus. Paulus se gebed is baie duidelik. Ek ag alles
alles trek. Ek draai my rug op alles en hy gebruik dikwels daai oortreffende trap om uit te beeld sy ingesteldheid. Ek draai weg van alles. Want al hierdie dinge wat op aarde is, kom eendag tot 'n einde. Alles wat ons jaag, alles wat ons nou doen, en ek wil dit in baie liefde sê, alles waarmee almal van ons vandag of in ons gewone werkstyd besig is, kom alles eendag tot 'n einde. Daar bly niks oor nie. Wanneer ons hier staan en is ons beurt om begrawe te word, dan is daar niks daarvan wat ons saamvat nie. En 2 geslagte later is daar niemand wat ons meer onthou nie. En ons lewe hier op aarde, hierdie aardse lewe, vir ewig verby. Maar dit wat tot in ewigheid bestaan, is dit wat Paulus sê, ek ag alles, ek draai my rug op alles om wat te verkry, om Yeshua te leer ken en deel te hê in sy opstandingskrag. En daai belangrike fokus is vir elkeen van ons die ingesteldheid wat ons moet hê. Want onthou, hierdie opstandingskrag waarvan hy praat is Jahwe se genadekrag wat ons lewend maak. Dis in die opstandingskrag wat Yeshua sterf, dis in sy opstandingskrag dat hy opstaan, en is in sy opstandingskrag wat ons kan opstaan in hom, en wat ons 'n verwagting het. En wanneer ons daai pragtige woorde van tetelestai, tetelestai dit is volbring. Julle kan onthou wanneer Yeshua aan die vloekpaal hang, dan hang hy daar en hy roep uit, dit is volbring. Die woord wat gebruik word is tetelestai. Maar dit beteken nie net dis voltooi nie, dit beteken nie is klaar nie. Dit beteken dis volmaak in perfeksie afgehandel. Nou vir 'n oomblik. As ek nou vanmôre moet vra, wanneer is ons tetelestai oomblik? Want Yeshua en Paulus se ingesteldheid is nie dat die dood is die einde nie. Die hele ingesteldheid wat Yeshua het, wat Paulus het, is die dood is net daai poort waardeur ons opstaan in heerlikheid. En elkeen van ons as gelowiges wat dan in Yeshua opstaan, sê tetelestai, dit is volbring. Breek daai oomblik aan wanneer ek en jy uit die doodheid opstaan in 'n verheerlikte liggaam om voor Jahwe te verskyn tot in alle ewigheid. Dan is alles wat gedoen is, en ons begin 2000 jaar terug. Yeshua se sterfte, sy opstanding, sy offer, sy genade, sy alles is volbring in jou en my lewe wanneer ons voor Jahwe kan staan en sy liefde in volheid kan lewe. Dan het jy klaar my pad gestap. Die vraag vanmôre vir ons, want dit roep ons elkeen wat hier sit tot 'n verantwoordelikheid. Onthou Paulus se woorde. Ek ag alles, ek draai my rug op alles om een ding te verkry. Om een ding te deel, die opstandingskrag van Yeshua. En ja, ons moet werk, ons moet baie dinge besig wees, ons lewens bestaan uit werk, uit verhoudings, lewenswyse, huisgesinne, familie, vriende, baie dinge. Maar wat is die belangrikste van alles? Wat is dit wat saak maak die dag wanneer ek en jy hierdie aarde verlaat? Net daai een saak. En dit is wat Yeshua in Johannes 11 vir ons sê. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dan is dit volbring. En julle, as ek vanmôre, wanneer ons afskeid neem van Tannie Hetty, so 'n bietjie 'n fokus kan stel vir elkeen van ons in jou opstanding eendag. In jou opstanding, deur jou geloof nou in Jahwe, met die verwagting op ons opstanding eendag in hom, want dan is dit volbring. Hierdie lewe is net 'n toets, is net 'n oomblik. Dis 'n asemteken is verby. Hoe men weet ons, net in ons klein kindjie vanmôre, oom Dani net nou die dag wat met oom gebeur het. Hoe min weet ons, hoe sien ons môre en oormôre, dan het jy wat op 'n rype ouderdom, ons het baie tyd gehad, maar hoe weet ons? Maar die een ding wat ons weet, is waar staan jou verhouding vanmôre met Jahwe? Wat is vir jou die belangrikste? Waaroor gaan jou lewe? As jy stil word en jy's alleen, wat is vir jou die belangrikste? Is dit die begeerlikhede van hierdie wêreld? Is dit die najag van rykdom? Is dit die najag van eer en aansien en erkenning en wat ook al wat jy najag in jou vlees? Of kan jy waarlik sê, hier waar jy sit, as jy stil word en jy's alleen, is jou belangrikste begeerte die wil van Jahwe in my lewe. En saam met dit die dankbaarheid dat hy vir my gesterf en opgestaan het en dat ek in hom kan lewe. Dis ons belydenis. Want dan word daai tetelestai oomblik volmaak
te voltooi. Vir elkeen van ons, terwyl ons so saam is, kan opnuut net vir onsself vra, waar is my hart? Is my hart vanmôre onverdeeld? En ek wil weer hierdie woorde van Paulus lees, ja waarlik, ek ag alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Yeshua te leer ken. Ek gee alles prys. Is dit jou en my ingesteldheid? Want as dit nie is nie, dan mis ons dit. En dan sê hy so mooi, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Dat ek kan deel in sy opstanding. Vir elkeen van ons, die opstanding uit die dode is 'n absolute werklikheid. Die opstanding uit die dode is 'n realiteit. Die vraag is, waar staan ek en jy ten opsigte daarvan? Gaan ons dit met vrymoedigheid tegemoet? Is ons gevange in hierdie wêreld? Is ons verlei deur hierdie wêreld? Is ons in slawerny in hierdie wêreld? Of kan ons sê, ja, ek leef my lewe na die beste van my vermoë. En nou kom ons by ons teksgedeelte. Want vir my is die lewe Yeshua en die sterwe is wins. Filippense 1:21 sê, en alles wat ek doen, die manier hoe ek werk ek na leiding van die voorbeeld van Jahwe. Die manier hoe ek my huwelik hanteer, is op die manier wat Jahwe vir my die voorbeeld gegee het in my roep. Hy het pragtige woorde van Efesiërs 5, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Vrouens, julle moet julle manne gehoorsaam wees. Respekteer. Is my ingesteldheid met my kinders lief te hê. Is my ingesteldheid met die mense rondom my volgens die orde van Jahwe. Is dit wat ek sê, my lewe is Yeshua, my optrede, my handeling, my ingesteldheid is, wat is u wil? Hoe kan ek u verheerlik? Dankie vir u genade, dankie vir u liefde, dankie vir u trou, dankie vir u voorsiening, dankie vir u bewaring, dankie vir u hoop, want alles is binne in hom. Vandag, gister en môre is alles in hom. Hoekom het ons 'n hoopvolle toekoms? En ons sê dit nie net om mekaar troos nie. Ek wil regtig vir u vra, hoekom het jy 'n hoopvolle toekoms? Hoekom het ek en jy 'n verwagting vir môre en oormôre? Want hy leef. En ek en hom. Vat hy ons soms deur 'n woestynpad? Ja. Vat hy ons deur beproewing? Ja. Vat hy ons deur toetsings? Ja. Maar hoekom het ek hoop? Want alles werk ten goeie mee vir hulle wat Jahwe liefhet, en dis ons verwagting. Vir elkeen van ons wat hier is. En die wat later hierna luister. Ons belangrikste ingesteldheid vir my is die lewe Yeshua, vir my is die lewe Christus. En dan kan ek getuig, die sterwe is van wins. So ek moet heen gaan. Ek het 'n afwagting. Paulus kan so mooi sê, ek het 'n afwagting om by Jahwe te wees. Ek sien eintlik uit daarna. Ek wonder wie van ons kan dit sê om werklik te sê, of is ons baie keer nog so vasgebonde op aarde en dink, ek wil nog my kinders sien groot word, ek wil nog my kleinkinders sien, ek wil nog dit, ek wil nog dit, ek wil nog al hierdie dinge doen. Paulus kan aanstaan en hy kan sê, ek het 'n verwagting om by Jahwe te wees. En hy het so vasgewees, want die ewige lewe was nie net vir hom 'n troostwoord op 'n begrafnis nie, ek sê dit met groot respek. Vir hom was dit 'n werklikheid dat ek gaan eendag by Jahwe wees. En die vraag van môre aan elkeen van ons is dit vir jou en vir my 'n werklikheid dat ons wil by Jahwe wees in sy volle heiligheid, in sy reinheid, in sy regverdigheid, in sy volmaaktheid deel om net by hom te wees. En daardie wonderlike voorreg. 'n Laaste gedagte voordat ek afsluit. As Jahwe nie nou vir my en jou die belangrikste is nie, wat wil ons eendag doen? As Vader Jahwe nie nou vir my en vir jou die belangrikste is nie, hoekom wil ek die ewige lewe by hom deurbring? Die keuse is vandag vir ons wat agterbly. Tannie Hetty het haar keuse gemaak. Haar tentles daai oomblik het aangebreek. Haar opstanding uit die dood het aangebreek. Die keuse wat ek en jy het is, waar staan ons? Mag dit wees dat daar ook in my en jou harte daardie keuse is om werklik te kies onder leiding van die Heilige Gees. Dat U is vir my die belangrikste. Ek ag alles skade om U te ken en die opstandingskrag van Yeshua. En julle, die van ons wat hier is, het vir Tannie Hetty gesien. Wat is die verwagting van jou vlees? Wat is die verwagting het jy in jou vlees? Behalwe dat daai vlees ouer en krommer en swakker gaan word. Afhanklik gaan word. Ons verwagting lê nie in ons vlees nie.
ons verwagting lê in die een, maar daai vlees omdraai, uit gebrokenheid, uit swakheid, uit nietigheid, en dit wat ons nou nog gaan lees, 1 Korinte 15, in 'n verheerlikte liggaam, om by Jahwe altyd te wees. Moenie jou heil soek in jou vlees nie, jy gaan teleurgestel word. Moenie jou heil soek in die vlees van hierdie wêreld nie, jy gaan teleurgestel word. Maak vir jou skatte bymekaar, waar moet onroes nie kan verniel, en die we nie inbreek en steel nie. En daai opstandingskrag van jou. Daarom, in ons afskeid van Tannie Hetty, is dit as gelowiges ons belydenis vir elkeen van ons wat glo en bely. Johannes 11. Elkeen wat in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Kom ons staan, dan sing ons tweede lied, die pragtige getuienis van Gesang 44, ek sien 'n nuwe hemel kom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n harde nuut en vry, die see en al wat skyn verdwyn, God self kom by ons bly, die nuwe stad Jerusalem, daal uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van Jahwe. Jahwe droog al die trane af, verby is droog uit dood, selfs pyn en smart, wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat tot het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Ons wonderlike Vader, hoe groot is ons verwagting nie? Ook vir elkeen van ons daardie opstandingsdag, wanneer ons in die heerlikheid gaan opstaan. Vader Jahwe, waar U alles en elkeen van ons gaan wees, die volheid van die heerlikheid vir ons waarneembaar, en wat ons gaan deel in daardie volle heiligheid van U. En Vader Jahwe, dis waaroor ons lewens gaan, dis waarna ons 'n smagting en 'n verwagting het, om eendag volkome by U te wees. En dankie dat ons vanmôre kan bely dat Tannie Hetty ons reeds voorgegaan het, dat haar tetelestai oomblik reeds aangebreek het. En Vader Jahwe, dankie dat sy U kon ken. Dankie dat U Uself aan haar geopenbaar het. Want Vader Jahwe, in onsself kan ons nie leer ken nie. Dis U genade wat tot ons spreek, tot ons roep, en ons trek deur die Heilige Gees. En daarvoor kan ons net sê, dankie vir U goedheid, en help ons dat ons wat agterbly, dit altyd sal koester, dit altyd sal leef. Vader Jahwe, vir al die mooi van Tannie Hetty, sê ons vir U dankie. Ons vra Vader Jahwe, laat U naam ook in elkeen van ons se lewens verheerlik word. Laat U koninkryk onder ons kom, en U wil in ons midde geskied. Ons dank en ons eer U daarvoor in Yeshua se naam. Amen. Kom ons sit gerus. Ek wil graag vir ons voorhou in liefde, volle herinnering aan
tannie Hester Laurensina Petronella Herbst. Die teksgedeelte is Filippense 1 vers 21, van vir my is die lewe Messia, en die sterwe is wins. My lewenspad het geëindig, my liggaam is uiteindelik vry, my siel jubel en juig, geen kastyding meer vir my nie. My weggaan laat 'n leemte, tel op jou kop en onthou ons liefde en tyd saam. Dis my begeerte. Mis my, maar maak my vry. Moenie my dood betreur. Dis die pad wat ek moet loop. Julle volg later, dit sal gebeur. Onderskraag en ondersteun, wees lief vir mekaar, gee om vir jou naaste, dit het my volle steun. Respekteer mekaar se leefwyse. Elkeen se siening is belangrik. Daarom, uit die woord, dra Psalm 133 in jou hart. Dis die wyse vir almal se lewe. Ek groet. So mooi getuienis ook vir elkeen van ons. En ek wil graag dan ook Solani spesiaal vir jou, baie seën, baie sterkte. Mag Jahwe die een wees wat jou regtig ook vertroos en ook vir jou liefde, ook vir ouma. Dan wil ek ook spesiaal vir Niels en vir Derrick hulle Kokemoer, baie dankie sê, vir die begrafnisondernemers, ook vir julle moeite en diens ook om vir Tannie Hetty te kom haal, en ook vir vandag, baie dankie ook vir julle, en dan ook John, vir jou en Laurens, dankie vir julle vir die uitsending, ons waardeer dit ook regtig. Dan Tannie Esther, ook vir Tannie se hulp vandag, maar ook vroeër, baie dankie, ook vir Tannie hulle se moeite en hulp, ook met Tannie Hetty. En dan daarmee saam, Christoph Luther, julle het gehelp het met die graf en al die dinge rondom, baie dankie ook vir julle moeite daarmee. Dan Rita en Johan, wat haar so getrou besoek het, spesiaal vir hulle, baie dankie. Dankie vir julle opofferings en getroue besoeke en onderskraging en bystand, en ook omsien na haar, vir die lang tyd wat sy ook daar by julle was, baie dankie. Laastens, Tannie Rita, vir Tannie en Grietjie, baie dankie vir Tannie hulle se opofferings. Dis nie altyd maklik nie, om iemand so in te neem, wat so afhanklik is, maar Tannie hulle se liefdevolle opofferings vir Tannie Hetty, baie dankie. Mag die Jahwe ook daai liefdes daad, want dis wat dit is, mag hy word daardeur verheerlik, baie dankie. Ook vir vandag en alles, dankie vir Tannie hulle se liefde. Dankie Tannie Rita, Grietjie, ook vir jou. Dan, vir elkeen van ons, voordat ons, daar is nou so gapentjie in die weer afbeweeg onder toe, laat ons dit onthou, wanneer ons vir Tannie Hetty daar laat afsag nou in die graf, dit lê vir ons almal voor. Wees voorberei daarvoor. Ons weet nie wanneer nie, maar dit gaan gebeur. Laat ons getrou wees. Tot dan. Kom ons beweeg dan so saam af daar. Wanneer die gemeente van Korinthe vir Paulus vra, wat gebeur met ons wanneer ons opstaan uit die dood? Wat gebeur met ons liggame? Daai verwagting, dan sê hy, so is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid en daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai,
en 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Die geestelike is ewenwel nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. En dis ons belydenis. Wanneer ons dit aan die hetie neerlê en haar liggaam neerlê, dan getuig ons hierdie liggaam is swak, is nietig, hy verouder, hy word krom en word swak. Maar ons verheerlikte liggame is tot in ewigheid. En dit is ons afskeid en ons belydenis as gelowiges, ook op 'n dag soos hierdie. Dit lê vir ons elkeen voor. Maar daar is 'n hoop van 'n opstanding. Dit is eintlik so mooi. En met die koringkorrels, die getuienis van Yeshua so mooi, elkeen van ons moet eers sterf, sodat daardie koringkorrel kan ontkiem, sodat hy sy volle vrug kan dra. Dis ook vir ons lewens wat voor lê. Elkeen van ons wat hier sit, en dis die belangrikheid, as Yeshua verstoef om te kom, gaan hierdie liggaam aflê, om by Jahwe te kan wees. Kom ons staan net so, dan buig ons hoofde. Vader Jahwe, dankie. Wanneer ons nou afskeid neem van Tannie Hetty, is dit ons belydenis dat hierdie liggaam gaan tot nie, word keer weer terug om stof te wees, maar ons word by U versamel. Dankie dat dit ons getuienis kan ook wees in ons afskeid aan Tannie Hetty. Ons dankie daarvoor, in Yeshua se naam. Amen. Geliefdes, so leer die woord ons dan, dat hierdie liggaam is stof en hy keer terug na stof toe, maar dat ons opstaan om ewig by Jahwe te wees. Ek gaan graag geleentheid gee dat U nader staan om met afskeid te neem. Ons gaan sommer hier afskeid neem van Tannie Hetty, voordat ons nader na die graf toe gaan. So U is welkom nader. Rose, koring, sand. Waar die rose sien? Soos rose. Afwas. Moet je in de grond staan. Dat was het weer. Goed met je draas.
Moeder. Ons ander. Ons hoef nie teruggeen nie, dat hy kan ons met ons trek. Ons gaan nou op. Ja, Dit dit sou sê hier gaan ons ons doen. uithaal. En as ons dan sal, dan is dit reg. Is jy reg? En toe? Ja. Optel. Kleintjies, julle moet nou nie inval nie, hoor? Ja, kom hier verby. Kom hier verby. Van die wat graag 'n roos wil ingooi, kan gaan net die bande uithaal en dan gaan ons dit van toe maak. Die wat wil help net so 1 of 2 grawe gooi, dan net nader staan. En as ons klaar is, dan kan ons opbeweeg daarna bo.